Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels Bietjie Les. My naam is Arwen Kritzinger en elke week doen ek die volwasse Sabbatskoolles van die 7de dag Adventiste Kerk. Die doel van ons program is om Jesus se waarheid en liefde met soveel Afrikaanse mense te deel as moontlik. Julle kan hierdie program Gesels Bietjie Les ondersteun deur vir ons die like knoppie te druk. Lewer asseblief vir ons kommentaar. Hulle sê amen, dankie, van waar af luister julle, gebedsversoeke, enige iets. Dit wys vir YouTube jy glo hierdie video's is moeite werd en YouTube gaan dan hierdie video's aan nog meer en meer Afrikaanse mense bring. En so speel jy dan 'n klein rol om die evangelie met meer en meer Afrikaanse mense te kan deel. Voordat ons in hierdie week se les gaan indelf, kom ons sluit ons oor vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir U verskriklik baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om weer 'n bietjie les te kan gesels. Ek vra vir die gawe van die Heilige Gees om saam met ons te wees nou, om ons te leer wat waar is, sodat ons meer soos Jesus kan wees. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Liewe kyker by die huis, onthou ons is besig in die tweede kwartaal van 2026, 'n reeks van 13 lesse oor hoe om te groei in ons verhouding met Jesus. En hierdie week, kan julle dit glo, ons is by die heel laaste les, les nommer 13. En die titel daarso is Die ewigheid tegemoet. Nou op Sabbatmiddag het ons geheeteks daarso uit 1 Johannes hoofstuk 3 vers 2. Verskriklike mooi vers. Ek lees dit vir ons. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Maar dit is nog nie duidelik wat ons sal wees nie. Wat ons wel weet, is dat ons net soos hy sal wees wanneer hy verskyn. Ons sal hom dan sien soos hy regtig lyk. En dan Sabbatmiddag se deel van die les vra vir ons 'n paar vragies oor die toekoms. Nou ek kan eerlikwaar sê in my lewe, elke keer wat ek al my lewe beplan het, lyk my dinge het nog nie so lekker uitgewerk nie, maar die goeie nuus is dat my lewe het baie beter uitgewerk volgens God se plan as wat ek ooit vir myself kon beplan. En dit is vir my goeie nuus want dit maak my opgewonde oor die toekoms. 5 jaar van nou af, 10 jaar van nou af, hoe gaan my lewe dan lyk solank as wat dit in Jesus se hande geplaas is? So wat hou die toekoms vir jou in? Wat lê vir jou voor? En natuurlik, ons weet nie. Behalwe soos wat die Here dit aan ons openbaar. Dalk blyk dit gelyktydig, imponerend, wat 'n ingewikkelde Afrikaanse woord, opwindend, angswekkend en wonderlik te wees. Besef dat Jesus getrou en sy woord waar is. En hoekom weet ons dat sy woord is waar? Want hy het skepende krag in sy woord. So mense kan vir jou jok, vriende, familie, predikante, mense by die kerk het jou miskien al seer gemaak, maar God sal nooit ooit jou teleurstel nie, want sy woord is altyd waar, want daar skepende krag om sy woord waar te maak. Hy hoef nie eers iets ekstra te doen nie, sy woorde gaan waar wees. So, hoewel omstuimige tye die aarde te beurt gaan val, soos wat Matteus 24 duidelik vir ons sê, beloof die Here dat hy ons nooit in die steek sal laat of sal verlaat nie. Hy gaan saam met ons wees tot aan die einde toe, selfs aan die einde as die genadedeure gesluit is en hy het sy werk klaar gemaak in die allerheiligste, dan gaan ons nie meer 'n hoëpriester hê wat vir ons intree nie, maar daardie tyd het hy ons skoon gewas van al ons sondes en hy staan nog steeds daar langs ons sy om ons oorwinning te gee oor die versoekings in ons lewe. Want onthou, ons het geen krag om enigiets goed uit onsself uit te kan doen nie. Ons kan net goeie dinge doen soos wat hy vir ons die krag gee, soos wat hy sy lewe binne in ons uitleef. So onthou net, wanneer hy beloof om iets te doen, doen hy sy woord gestand. Dit is seker een van my gunsteling karaktereienskappe van God, is dat ek aan hom vertrou, dat hy hou sy beloftes. Dit was nog altyd so en dit sal altyd so wees. Wat meer is, wie tot die einde volhard sal gered word. So wat saak maak, is nie die aantal dae wat op die aarde oor het nie, maar dat ons oë op Jesus gerig gaan hou en onwrikbaar in ons Christus gerigtheid moet wees. So hoe hou ons oë op Jesus? Ons het 'n paar keer hierdie kwartaal daaroor gepraat, is om ons oë gefestig te hou op die woord. Onthou, Jesus is die lewende woord en die Bybel is die geskrewe woord. So as ons gefokus wil bly op Jesus, dan moet ons gefokus bly op die geskrewe woord, op die Bybel. Want dis basies al wat ons van Jesus weet, is wat ons lees in die Bybel en in die gees van profesie. So ons almal weet dat dit is nie altyd maklik om in 'n wêreld te woon waar daar aandrang op ons aandag is nie, met sosiale media en die vermaak van die wêreld, maar Dawid het hierdie mooi Psalm in 25 vers 15, my oë is altyd op die Here gerig, want dit is hy wat my voete uit die vangnet sal hou. So moenie toelaat dat jou aandag afgetrek word deur die dinge van die wêreld nie, maak seker dat jou aandag is gefestig op Jesus, op sy woord, op dinge wat saak maak in terme van die ewigheid. Onthou, hierdie week, soos wat die les hierso vir ons sê, gaan ons kyk na die hoogtepunt van ons geloofspad, om op laas herenig te word met hom wat ons geskape, tot die dood toe liefgehad het en van sonde vrygekoop het, en wat binnekort aarde toe terugkeer. Al wat ons te doen staan, is om te volhard in die geloof, totdat hy kom. En dit is hoekom die fokus, die klem van meeste dinge waar ons gesels het hierdie kwartaal, is oor hoe om te volhard in die geloof. Dit is ons daai verhouding met hom gaan hou, want hy is die ene wat al hierdie mooi dinge aan die einde vir ons gaan moontlik maak.
Nou, ek het hierdie week met van my vriende bietjie gesels oor, die hemel en al hierdie tipe dinge in die konteks van les nommer 13. En ek het vir hulle gesê, weet julle wat? Die slegste ding in die hemel, as 'n mens ooit dit so kan sê, is beter as die beste ding op aarde. En al het ek die kleinste huisie, al staan ek heel agter in die skare in die hemel, solank as wat ek net daar kan wees, is dit goed genoeg vir my. Al hierdie ander dinge sien ek maar net as 'n bonus. Al kan ek Jesus net van ver af sien, en julle almal is besig om met hom te gesels, dan sal ek gelukkig wees. Solank as wat ek net kan lewe in sy koninkryk onder sy regering en sy reëls, is dit goed genoeg vir my. Maar die goeie nuus is, liewe kyker by die huis, dit is nie al nie. Die les hierdie week gaan vir ons 'n hele paar dinge noem wat hy vir ons beloof waarvan ons kan uitsien. En dit is nie verkeerd om na hierdie dinge uit te sien nie. Ek sê maar net dat ons klem moet nie wees op al die materiële dinge nie, op die mooi huisie wat ons gaan kry en al hierdie tipe dinge nie. Ons klem moet nou maar net wees op die teenwoordigheid van Jesus daar om te lewe in sy koninkryk. Maar al die ander dinge het hy vir ons gesê, ons kan opgewonde wees daaroor, want hy het vir ons gesê dis dinge wat hy vir ons beloof. So kom ons kyk bietjie na 'n paar van daai dinge. Sondag se titel sê die hedendaagse leefwêreld. So oral waar 'n mens rondkyk is die wêreld in beroering. En ek bedoel, ek hoef nie eers veel te sê om hierdie punt te staaf nie. Elkeen van julle weet, as julle net bietjie op die internet kyk of net bietjie in die nuus kyk, sal julle sien dinge is wild, willer as die wildtuin. Alles kreun en steen. Matteus 24 gee ons vir ons baie van hierdie tekens van die eindtyd. Praat van die oorloë, dit praat van hongersnote, dit praat van aardbewings en natuurrampe. En dit lyk asof hulle toeneem in intensiteit en dit affekteer ook meer en meer mense, omdat mense so saam drom in die stede en dan val die geboue in mekaar en brande en al hierdie tipe dinge. So al hierdie tipe dinge lyk asof dit met die tyd saam net vererger. Ons leef gewis in gewigtige tye waarin die behoefte aan 'n blywende en hegte verhouding met God 'n kritieke faktor is. So liewe kyker by die huis, ek hou van die les dit hy vir ons noem. As jy rondom jou kyk, kan jy nogal bang voel, jy kan onseker voel, maar ons fokus moet wees op om te bou met ons verhouding met God, want hy sal ons deurdra, deur die storms, deur die vuur, hy is daar. In 1 Petrus hoofstuk 4 vers 7 sê die Bybel vir ons, en die einde van alle dinge is naby, wees dan ingetoe en nigter om te kan bid. As dit die geval is, des te meer rede om vandag reeds ons hegte verhouding met God te versterk. Hoe na aan die volëinding van die wêreld ons is eintlik nie die hoofsaak nie, maar wel ons individuele lewensstuur. Hoekom? Want ons lewe hierso op aarde is nou maar net 80, 90 of 100 jaar, wat eintlik nou maar kort is in terme van hoe lank die geskiedenis van die wêreld is. En wanneer ons sterf in 'n oogwink, is ons lewe verby. Ons lees mos daarvan in Jakobus hoofstuk 4 vers 13 en 14. Dit sê vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daarna beerbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Dit is regtig hoe ons lewens is in terme van die geskiedenis van die wêreld en die jare van die geskiedenis van die wêreld. So hierso slaan die Bybel die spyker reg op die kop. Kosbare leser, dalk is jou lewe voor die einde van hierdie dag reeds verby. Voor die einde van hierdie les, voor die einde van hierdie week. Dit is die hartseer werklikheid van ons lewe hierso op hierdie aarde. So kom ons kyk na Psalm hoofstuk 80 en hierso doen die Here 'n hartsmooie beroep op ons. Lees die hele hoofstuk en fokus veral op verse 1 tot 3, 14 tot 17, soos 18 en 19. So ek gaan 'n paar van daai verse vir ons oopmaak. En dan die les wil jy elke keer wat jy ons lees, moet jy dit vervang met ek. Dis nou net basies om dit bietjie meer persoonlik te maak. In watter opsigte kan jy aanklank by hierdie Psalm vind, selfs al is dit in 'n ander tyd, wêrelddeel en konteks as jou eie geskryf. So kom ons kyk bietjie na daai verse in Psalm hoofstuk 80 vers 1. Dit sê vir ons, onthou die verse in die Engels en die Afrikaans is ons nou so klein bietjie anders in hierdie spesifieke hoofstuk. So ek dink die persoon wat dit vertaal die les na Engels na Afrikaans, dis so bietjie uit. So gaan lees nou maar die hele hoofstuk om dit mooi te kan verstaan. So vir die musiekleier op die wysie van lelies, 'n getuienis van Asaf, 'n psalm. O herder van Israel, hoor tog, u wat Josef so skape lei, wat bo oor die geribstroon verskyn in ligglans. So onmiddellik sien ons hierso, dit is soos die glorie en die eer wat aan God behoort. Hy is die herder van Israel, hy is die een wat sy mense lei. En dan selfs Josef, wat 'n herder was, of 'n leier was, sê dit vir ons, hy is die leier, God is die leier van die leier, wat bo oor die geribstroon verskyn in ligglans. Dan in vers 3, wek u mag op voor Ephraim en Benjamin en Manasse en kom ons te hulp. So die les sê daarso vir ons in die vraag, wat is die hartmooie beroep wat God maak op ons? En soos wat jy gaan lees hierso in Psalm 80, gaan jy sien, dit klink meer asof ons 'n beroep maak op God. En wat is die hoofberoep wat ons hierso gaan sien? Dit is 'n roep vir God om ons te red.
Nie net van die krag van sonde hier op hierdie aarde nie, wat die evangelie oor gaan nie, maar om ons te red van die teenwoordigheid van sonde. Dit is weg van hierdie aarde af na sy koninkryk toe, soos wat hierdie les 13 nou eintlik vir ons mooi wys op hierdie hoop van die ewige lewe in die hemel en in die stad in die nuwe Jerusalem. O God, herstel ons en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. So weer eens is 'n oproep wat ons maak op God, verlos ons, herstel ons. Herstel beteken, dit was miskien mooi gewees in die verlede, maar dit lyk of dinge bietjie gebreek is, en ons kort u, liewe Heer, om herlewing in ons lewe teweeg te bring. Dan sien ons hier in vers 14 en 15, die wilde vark uit die bos eet hom op, en vat roer op die veld, wy hom af. O God van die leerskare, kom tog terug, ons skou uit die hemel, en kyk, en gee ag op hierdie wingerdstok, en wees 'n beskerming vir wat u regterhand geplant het, en oor die seun wat u vir uself groot gemaak het. Hy is met vuur verbrand, hy is afgekap, vanweë die dreiging van die aangesig kom hulle om. So definitief die oproep hierso is van ons na God, vir God om ons te red. En weer eens, ek lê klem op hierdie feit, nie net om ons te red van die krag van sonde, om ons vry te maak van die slawerny van sonde nie, maar ek en jy wil ook graag hê dat hy met ons red van die teenwoordigheid van sonde, sodat ons in 'n koninkryk in 'n wêreld in die heelal kan woon waar daar nie meer sonde is nie. So die les sê hierso vir ons, jy weet, herlewing is iets wat ons almal benodig. Dis daai herstel wat van gepraat word daarso in hoofstuk 80 van Psalm. Om herlewing beteken jy is dood, jy moet besef dat jy is dood en jy moet besef dat jy kort die Here om jou weer lewe te gee. Tog is dit so maklik om oorgerus te raak, om selfs te vergeet van die dinge wat God al vir jou gedoen het en besig is om vir jou te doen. So wat is 'n maklike manier hoe jy die dinge kan onthou wat die Here vir jou doen, is om dit met ander mense te deel. Getuig van wat die Here vir jou doen. Gaan skryf dit neer, lees dit oor en oor gedurig deur, sodat dit vars in jou gedagtes kan bly. Geen gelowige, het sy getrou of sukkelend, kan sê dat hy nie saam met die psalmdigter kan bid, laat skyn die lig van die aangesig, sodat ons verlos kan word nie. Wanneer jy aanvaar wat Jesus vir jou gedoen het, wanneer jy weet dat jou sondes vergewe is, en dat jy heeltemal in sy volmaakte geregtigheid geklee word, 'n geregtigheid wat jou deur geloof toegereken word, het jy die wete, deur hom het ek verlossing deelagtig. So liewe kyker by die huis, ons het nou 13 lesse hierso, oor hoe om te groei in ons verhouding met die Here. En ons kan nie bekostig om 13 lesse klaar te maak, omtrent 13 ure se studies, en dan kom ons aan die einde van hierdie lesse, en dan weet ons nog steeds nie waar ons staan in ons verhouding met die Here nie. Dis regtig my wens en my gebed vir jou en vir my, dat aan die einde van hierdie 13 lesse, hierdie week, moet ons daarom nou mooi duidelik weet waar ons staan in ons verhouding met die Here. Ons kan nie wonder, weet, is ek gered of is ek nie gered nie, ons moet weet, het jy 'n totale oorgawe van jou lewe gemaak aan die Here of nie? Of hou jy nog vas, klou jy nog vas aan jou eie idees, aan jou eie krag, jou eie mag? Of het jy besef, jy het geen krag in jouself om enigiets goed of reg te doen nie, jy gee 'n totale oorgawe van jou lewe aan hom, jy is gewillig om te lewe volgens elke woord, en jy glo dat hy sal vir jou die krag gee, om dit waar te maak in jou lewe. Dis so eenvoudig soos dit. 'n Klein kind moet dit kan verstaan. Hoe kan dit wees dat daar party mense is, wat al vir jare Christen is, maar hulle is onseker oor hulle redding, hulle is onseker oor hulle verlossing, hulle verhouding met die Here. Dit kan net nie so wees nie, dit moet net nie so wees nie. Nou is 'n belangrike vraag wat die lessies of ons vra, en ek dink baie mense gebruik hierdie woorde van, weet, die Here moet sy aangesig op ons laat skyn, die lig van sy aangesig, maar weet ons regtig wat dit beteken? Wat dink jy beteken dit, veral met die wete dat jy slegs deur sy geregtigheid gered kan word? So ek dink hierdie idee van die lig van sy aangesig wat op ons skyn, het te doen met sy teenwoordigheid in my lewe, sy karakter in my lewe. Nie dat hy nie daar wil wees nie, hy wil in my lewe wees, hy wil teenwoordig in my lewe wees, maar ek het hom nog nie daardie toegang gegee nie, ek het laat hom nie toe om teenwoordig in my lewe te wees nie. Soos wat Openbaring hoofstuk 3 vir ons sê, is hy staan by die deur en hy klop, hy wil inkom, hy wil saam met my wees, nie net van nou en vandag nie, maar vir ewig. Maar ons moet toelaat dat hy kan inkom, dan sal sy lig, daai aangesig, sal skyn in ons lewe. Die teenwoordigheid van sy karakter sal waar wees in ons lewe. Maandag se titel is, uiteindelik van aangesig tot aangesig. En weet, ons is gemaak, soos wat die les vir ons sê, om die Here te sien van aangesig tot aangesig, om naby aan hom te wees, soos wat hy vir Adam en Eva geskaap het in die begin. Maar ons weet dat as gevolg van sonde, het ons hierdie oordeel, hierdie groot geskenk, het ons verloor. En dit voel nou asof daar hierdie skeiding is, hierdie gebroke vriendskap, hierdie gebroke verhouding is. En die hele doel is dat God het alles moontlik gedoen. In Johannes 3 vers 16 sien ons dit duidelik, hy het alles moontlik gedoen om ons 'n geleentheid gegee om terug te kom na hierdie vriendskap, na hierdie verhouding toe met hom. En elkeen van ons, as ons eerlik is, eendag, of jy nou gered is of verlore gaan wees, sal getuig dat hy het alles gedoen wat hy moontlik kan om ons na hom toe te trek, sodat ons in 'n reddende verhouding met hom kan wees.
Altyd dikwels is ons so in die stryd en beproewing van die stoffelike gewikkel. Gevolglik vergeet ons dat ons burgerskap in die hemel is, van waar ons as verlosser die Here Christus verwag. Hy sal ons daardie nederige liggaam verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlike liggaam, deur die krag wat hom in staat stel om alles aan homself te onderwerp. So dis nie net ons burgerskap wat in die hemel is nie, maar ook dit is waarvan ons wag, ons verlosser, Jesus Christus. Hy gaan kom en dan sal ons hom sien van aangesig tot aangesig. Nou, liewe kyker by die huis, onthou net, dat elkeen van ons, of ons nou lief is vir die Here, en of ons nou nie lief is vir die Here nie, maar elkeen van ons gaan eendag uit die dode uit opgewek word, en ons gaan hom sien. Jy gaan of deel wees van die eerste opstanding, die opstanding van die wat geloof het in Jesus, wat lief is vir hom, of jy gaan deel wees in die tweede opstanding aan die einde van die 1000 jaar, die wat nie geloof in Jesus gehad het nie, wat nie lief is vir Jesus nie. En is regtig my gebed vir jou en vir my, dat ons deel sal wees van daardie eerste opstanding. Want opstaan sal jy opstaan, en Jesus sien sal jy sien, maar of dit aan die begin van die 1000 jaar, en of die einde van die 1000 jaar gaan wees, is die groot verskil. So na mate die wêreld op 'n einde afstuur, weet ons dat 'n klein wit wolkie, soos die Gees van profesie vir ons sê, eendag in die lig gaan verskyn, komende uit die ooste. En soos wat dit groter en groter word, gaan daar iemand soos die seun van die mens wees wat daarop gaan sit, met 'n goue kroon op sy kop en 'n skerp sekel in sy hand. Dis in Openbaring 14 vers 14, direk na die 3 engele boodskap. En hoekom het hy hierdie skerp sekel in sy hand? Want hy kom om te oes. Want die oes van die aarde is ryp. Die karakters van sy mense is gevorm. Hulle is gereed en reg om in sy koninkryk te gaan woon, waar daar geen hartseer en sonde is nie. En die belangrike punt wat die les hierso vir ons sê, in Openbaring hoofstuk 1 vers 7, het sê vir ons, elke oog sal hom sien wanneer hy kom. Liewe kyker by die huis, dit is een van die kenmerke van die tweede koms van Jesus, dat elke oog gaan hom sien. So as mense vir jou sê dat Jesus het klaar gekom, en hy loop hier rond en daar rond, en jy het nie met jou eie oog gesien hoe hy kom nie, dan weet jy dat dit is jokstories. Dit is Satan wat besig is, hy probeer om vir mense uit te vang. Dan in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 16, nog 'n kenmerk van die tweede koms van Jesus, is dat die grafte gaan oopgaan, en die mense wat geloof het in Jesus, wat in Christus gesterf het, hulle sal eerste uit die dode uit opstaan. Dit is daai opstanding aan die begin van die 1000 jaar waar ek gepraat het. Die opstanding van die regverdiges, die wat lief is vir Jesus, wat geloof gehad het in Jesus. So wanneer Jesus eendag kom, gaan elke oog hom sien, en die mense wat in hom gesterf het, wat lief was vir hom, hulle gaan ook opstaan, die grafte gaan oopgaan. En die Bybel sê vir ons in Johannes 5 vers 28 daar, dat hulle gaan sy stem erken, soos wat hy hulle uit die dode uit gaan oproep. Nou wat sê die Bybel vir ons gaan in die volgende vers gebeur? In 1 Tessalonisense, hoofstuk 4 vers 17, nadat daardie regverdige dooies dan opgewek is, sê die Bybel vir ons, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. So die Bybel sê duidelik hierso vir ons, dat die regverdiges gaan uit die dooies opgewek word, en dan ons wat nog nie gesterf het nie, wat gaan lewe op daardie tydstip, as Jesus terugkom op die wolke, ons gaan dan Jesus waar ontmoet. Nie ergens op die aarde nie, nee, Jesus gaan nie rondloop op die aarde nie, nee, ons gaan hom in die lug ontmoet. So liewe kyker by die huis, as iemand rondloop op die aarde, en hulle gee voor dat hulle Jesus is, en maak nie saak wat se wonderwerk hulle doen nie, dit is nie Jesus nie, dis 'n jok storie, dis Satan wat probeer om die mense te vang. So het ons 'n paar kenmerke gesien van die tweede koms van Jesus. Elke oog gaan hom sien, die grafte gaan oopgaan, en die regverdige dooies gaan uitkom, en die wat nog lewe, gaan hom tegemoet gaan in die lug. Nou die les sê hierso vir ons, uiteindelik doen die ganse heelal wat Paulus in Filippense hoofstuk 2 vers 10 en 11 beskryf. So wat sê die Bybel daarso vir ons? Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. So selfs by die tweede opstanding, wanneer die goue stad gaan neerkom uit die hemel uit, die nuwe Jerusalem, en die mense die stad wil aanval, en dan gaan hulle lewens voor hulle uitspeel, soos 'n film, waar die Here vir hulle alles gaan wys, elke geleentheid wat hulle van die hand gewys het, en hulle gaan duidelik kan sien, dat die rede hoekom hulle buite die stad is, en nie binne die stad is nie, is as gevolg van persoonlike keuses wat hulle gemaak het, en dan gaan elke persoon neerbuig en getuig, dat Jesus is regverdig, dat die loon van die sonde is dood, en dit is wat hulle verdien. So eendag gaan elke knie buig en getuig. So liewe kyker by die huis, buig gaan jy buig liewers nou, as wat jy gaan moet buig op daardie dag. Kan jy jou daardie ongelooflike en hemelse oomblik voorstel? Eendag sal ons Jesus sien. Ons sal hom werklik sien. Ons sal sy stem hoor en bely dat hy Jesus Christus die Here is. Hom waarvan ons gelees het, waar ons gesels het en gesels bietjie les. Wie ons na gebid het, geluister het in die preke,
waarvan ons verander vertel het, die een na wie ons hart met 'n punt getrek het, sal ons regtig van aangesig tot aangesig sien. Hiervan kan ons seker wees, omdat God inderdaad getrou is en sy beloftes waar is. Op daardie oomblik dat ons die trompetgeskaal hoor en elke liewe mens Jesus direk aanskou, weet ons dat die groot gewag die moeite werd was. Elke gebed wat ons volhardend gebid het, elke keer wat ons voorrang aan tyd saam met hom gegee het, elke situasie waarin ons moedig vir hom aangekom het, ja, elke beproewing bereik die hoogste hoogtepunt in die aanskoue van Jesus se gesig. Liewe kyker by die huis, in daardie oomblik gaan ons sien dat dit alles was die moeite werd. Elke minuut, elke sekonde, elke bespotting wat ons deurgegaan het, dit alles was die moeite werd. Die hemel was goedkoop genoeg. Moenie nou daardie kant van die hand wys nie. Dinsdag se titel sê die bruid. So terwyl Johannes in ballingskap was op die eiland van Patmos, het hy 'n visioen gehad. En nou gaan ons in Openbaring hoofstuk 21 vers 9 tot 11 gaan ons sien hierdie visioen en watter beeld word hier gebruik. Wat is die rede vir hierdie na jou mening? In Openbaring hoofstuk 21 vers 9 sê die Bybel vir ons, en een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom met my gespreek en gesê, kom hierheen en ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. So wie is die bruid? Wie is die vrou van die lam? En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. So hierdie stad, die heilige nuwe Jerusalem, dit is die vrou van God, dit is die bruid van God. En dit het die heerlikheid van God gehad en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspis steen. So 'n bruid, sê die les vir ons, lyk altyd baie mooi. Op haar troudag wil almal haar sien. Hulle wag mos as dit tyd is, dan staan almal op en hulle wil foto's neem soos wat daar afgeloop kom. 'n Trou is 'n soort keerpunt omdat die bruid en bruidegom een word. Dit geld ook vir ons verhouding met God by die wederkoms. En onthou net, liewe kyker by die huis, dat die troue is nie wanneer die verhouding tot op 'n einde kom nie. Eendag gaan Jesus terugkom en praat ons amper asof dit die einde is. Nee, die huwelik daai dag is so wanneer dinge begin. Eendag wanneer Jesus gaan terugkom om ons te kom haal, dis is 'n begin van 'n hele nuwe avontuur wat in aller ewigheid gaan ingaan. So Jesus is besig, soos wat hy vir ons beloof het, om 'n prentjie mooi tuiste voor te berei. Dit is te mooi vir woorde. Die gees van profesie sê vir ons in die groot stryd, die beloning wat op die regverdiges wag, kan nie in mensetaal beskryf word nie. Dit is iets wat selfs aanskou moet word. Die heerlikheid van die paradys wat God voorberei het, is ver bokant ons beperkte verstand. Dit kan nie begryp word nie. Ons kan nie in ons wildste drome eers daaraan dink nie. So hoe gaan dit in die nuwe hemel en die nuwe aarde wees? Dit is nie iets wat ons kan indink nie. Gevolglik skenk die Here aan Johannes 'n visioen, sodat ons ten minste na die spoedige bruilof van die lam kan uitsien. Let inderdaad op die skrif se uitnodiging, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. En ek dink, liewe kyker by die huis, dit praat nie net oor die materiële dinge wat in die hemel is nie, maar dit praat van die beginsels van die hemel. Sy geregtigheid, 'n koninkryk, 'n regering wat regverdig is. Is jy nie moeg vir mense wat jok en steel en moord pleeg nie? Is jy nie moeg vir korrupsie nie? Moeg vir sonde en trane en dood nie? Dit is van hierdie dinge waarna ons kan uitsien wat nie in die hemel gaan wees nie. Met groot omsigtigheid berei die Here hom voor vir daardie dag. Wat meer is, hy wil nie hê dat die bruilof van die lam ons onkant moet vang nie. Soos wat ons lees mos in Matteus 25 van die 10 maagde. Ons moet voorbereid wees. Ons moet gevul wees met die Heilige Gees. Ons moet olie in die lamp hê. Die heelal is die gemeente wat gaan toekyk na hierdie paartjie wat trou. Onthou, wanneer ons praat van die troue van Jesus en die bruid, dan speel Jesus 'n rol in die allerheiligste en sy priesterlike ampt daarso speel alles 'n rol tot en met Jesus se tweede koms en aan die einde van die 1000 jaar, al daardie dinge speel 'n rol. En vir ons het nog 'n hoofrol, vir ons as mense op hierdie aarde, as ons geloof het in Jesus, het ons nog 'n hoofrol in hierdie verhaal. Want dis interessant dat al word die nuwe Jerusalem die bruid genoem, sê Openbaring hoofstuk 19 vers 7 vir ons, dat ons ook, of die kinders van die Here, word ook die bruid genoem. En dis heel moontlik, omdat God se kinders binne in hierdie heilige stad is. So hulle hou hierdie belangrike verband met mekaar. Die heilige stad as die bruid en God se mense ook as die bruid. Dit gaan neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. So hierdie pragtige beskrywing van die Godstad toon 'n noue band tussen die kinders van die Here en die stad, aangesien beide die bruid genoem word. Die Bybel gee ons 'n noukeurige beskrywing van die heilige stad, die nuwe Jerusalem, wat die hoofstad en setel van die koninkryk is, en wat die bruid, die vrou van die lam, genoem word.
Dis volgens groot skryt en Openbaring hoofstuk 21 vers 9. So wanneer jy mens kyk na Openbaring hoofstuk 21 vers 9 tot 27, ek gaan nou nie al daai verse lees nie om vir ons tyd te spaar, maar jy kan die video net hier pause en dan gaan lees jy gou daai verse in jou Bybel. Wanneer jy dit lees, waarom is dit so moeilik om ons dit voor te stel wat ons daar sal lees? En hoe gemaak om net 'n basiese begrip te vorm oor die dinge wat hier aan ons beloof word? So wanneer jy daai verse gaan lees, beskryf dit basies die nuwe Jerusalem, die verskillende stene wat gebruik word, die poorte, die fondamente, die grootte van die stad, wat groter is as baie lande wat selfs in ons wêreld bestaan. So hoekom is dit moeilik vir ons om dit voor te stel? Omdat ons nog nooit so iets gesien het nie. Ons het nie eers enigiets gesien wat eers naby daaraan kom nie. So hoe gemaak om net 'n basiese begrip te vorm oor die dinge wat hier aan ons beloof word? Ons kan ons God gegewe verbeelding gebruik deur wat ons lees in die Bybel en in die gees van profesie. En ons kan glo dat die woord van die Here is waar, want daar skepende krag in sy woord en dit sal waar wees soos wat hy vir ons gesê het, soos wat hy vir ons beloof het. Nou Woensdag se titel is Volg die Lam. Is jy al ooit gevra waarna jy uitsien in die hemel? Partykeer as jy vir 'n kind vra, en sal 'n kind mos sê, ja, ek wil op 'n leeu ry of ek wil vlieg na ander planete toe, ek wil op 'n kameelperd se nek afgly, of miskien as jy 'n volwasse persoon vra wat miskien ook op 'n leeu se rug wil ry, maar hulle sal miskien ander dinge sê soos daar gaan geen meer pyn wees nie, ek gaan nie Dischem hoef te gaan om medisyne te koop nie, of party mense sal sê ek gaan nie meer skoolwerk hê of universiteitsprojekte hê nie. Maar op die einde van die dag, die heel belangrikste ding om uit te sien in God se koninkryk is die teenwoordigheid van Jesus. Is die beginsels van sy koninkryk. Nou is nie verkeerd om nou al die ander dinge uit te sien nie, daardie dinge wat heel moontlik daar gaan wees nie, maar partykeer dan het ons prioriteite is so af dat ons dink die hemel gaan 'n plek wees wat dit nie gaan wees nie. Ons dink die hemel gaan 'n plek wees waar ons lekker gaan partytjie hou en ons gaan dit doen en dat doen, want ons gedagtes en ons verbeelding word ingekleer deur ons liefde vir die wêreld en wêreldse dinge. En so as ons saam met Jesus wil wandel in die hemel, moet ons saam met Jesus wandel hier op die aarde. En so ons moet toelaat dat die woord van God in die Bybel en die gees van profesie ons verbeelding kan inkleer oor wat dit eendag daar sou gaan wees. So dis goed en mooi en wel om opgewonde te wees oor hierdie dinge wat die Bybel vir ons noem. En dit is een van die redes hoekom dit vir ons noem. So ons gaan nou kyk na so 3 stukke in die Bybel oor seëninge wat dit hierso vir ons noem. Die eerste ene wat ons na gaan kyk, wat ons na kan uitsien, is in Jesaja hoofstuk 25 vers 8. Daarso sê die Bybel vir ons: hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here sal die trane van alle aangesigte afvee, en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gesmeek. So definitief hierso, daar gaan nie meer dood wees nie. Nou natuurlik is dit iets wat ons na uitsien en waarna ons moet uitsien. Is dit nie goeie nuus om te dink dat ons met ons geliefdes herenig sal wees, dat ons nooit ooit weer van hulle sal afskeid doen nie? Dit is absoluut iets om na uit te sien. En dan praat dit ook hierso van die trane wat afgevee gaan word. En dit is die Here wat dit gespreek het, so ons weet dat dit gaan waar wees. Dan in Openbaring hoofstuk 7 vers 17, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. So weer eens hierso sien ons hoe die trane afgevee word van hulle oë. Selfs as wat ons gesien het daarso in Jesaja 25. Maar ek wil klem lê op die eerste deel van vers 17 hierso. Die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy. So dis die teenwoordigheid van die lam wat dit die hemel maak. Die hemel sal nie die hemel wees as God nie die koning daar is nie. Al het jy al die mooi huise en paleise en al die perfekte dinge is daar, al die lekkerste kos, wat ook al dit mag wees, die hemel sal nie die hemel wees sonder Jesus nie. En dan in hoofstuk 21 vers 4 sê Openbaring vir ons: en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. So dis nogal interessant, liewe kyker by die huis, ons sien in al drie hierdie verse hoe God beloof om die trane van ons oë af te vee, die hartseer, die pyn en die smaad van hierdie sonde. En daar sal geen dood meer wees nie, soos wat ons gelees het in Jesaja 25 vers 8. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Nou al hierdie dinge natuurlik is baie belangriker as 'n mooi huis of om by 'n kameelperd se nek af te gly of om 'n leeu te ry, al daai tipe dinge. Al is daai ook interessante dinge om na uit te sien, ek glo. Die grootste seëning wat die hemel inhou is ongetwyfeld dat ons uiteindelik vir Jesus in lewende lywe sal sien en persoonlik sal bedank vir die dinge wat hy op hierdie gevalle planeet vir ons gedoen het. Oorvloediglik sal ons hom wil aanbid en vereer omdat hy ons van die ewige dood verlos het deur self aan die kruishout te ly.
Openbaring 5 vers 12 sê vir ons, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Jy weet, Johannes die Doper het gesê, dit is Jesus die lam van God. En 2 van sy disippels het toe hom gelos en Jesus begin volg toe hulle hom dit oorsê het. In Openbaring hoofstuk 14 vers 4 sê het vir ons, praat oor die 144.000, hulle volg die lam waar hy ook al gaan. Waar hy ook al gaan, ek wil klem lê op dit. Hulle volg nie net die lam partyplekke waar hy gaan nie, of meeste plekke waar hy gaan nie, maar waar ook al hy gaan. Dit is die tipe mense wat in die Here se koninkryk gaan wees. Dit is die tipe mense waarvoor hy hierdie mooi dinge beloof. Mense wat hom sal volg waar ook al hy gaan, 100% van die plekke wat hy gaan, wat 'n totale oorgawe gemaak het aan hom. En liewe kyker by die huis, ek sê dit omtrent elke liewe les, en ek gaan dit nie mis hier so vir les 13 nie. Dit is een van ons hoofgedagtes hierdie hele kwartaal is, om seker te maak dat ons maak 'n totale oorgawe aan Jesus, sodat ons hom kan volg waar ook al hy ons lei. Ons is nie veilig om enige plek te gaan waar Jesus ons nie lei nie. As ons hom egter graag in die hemel wil volg, moet dit eers hier op aarde gebeur, waar ook al hy ons lei. So ons moet die Bybel en die gees van profesie bestudeer, en waar ook al dit ons lei, moet ons volg, want dit is hoe Jesus jou lei, is deur die Bybel en die gees van profesie. Weer is interessant dat Jesus is die lam, en Jesus is ook die herder. Hy is die lam, omdat hy die offer was om ons sonde weg te neem, en hy is die herder, omdat hy vir ons omgee, oor elke klein dingetjie in jou lewe, daai geheime dinge in jou lewe, wat die ander mense nie eers van weet nie. Dit wat jy nou aan dink in jou gedagtes, wat jy weet, die Here ken jou smaat, hy weet presies wat in jou lewe aangaan. Soos wat ek altyd sê, ons weet nie eers hoeveel tande het ons in ons mond nie, en hy weet die hoeveelheid hare op jou kop, want hy gee om. In Openbaring hoofstuk 7 vers 17 sê die Bybel vir ons, die lam wat in die middel van die troon staan, sal hulle soos 'n herder lei, en hulle na die waterfonteine van die lewe bring. As sy kudde en sy volk sal ons vir Jesus in die hemel volg, altyd begerig om in sy teenwoordigheid te wees. 'n Belangrike eienskap waaraan God se volk uitgeken word, is die feit dat sy naam op hulle voorhoofde sal wees. Die les sê vir ons, dit beteken dat ons altyd aan hom sal dink. Ek dink dat sy naam op ons voorhoofde beteken dat sy karakter in beheer is van ons gedagtes en ons lewens en ons verstand. Dit is hoe ek dit sal verduidelik. So dan gee die les hierso vir ons 'n gospel liedjie met die naam Follow the Lamb, en daar's 'n YouTube link daarso, so julle kan op YouTube gaan kyk vir daardie liedjie Follow the Lamb, en die les sê bid dat daardie lirieke 'n persoonlike gebed in jou lewe sal wees, waar sal wees in jou lewe vandag. Donderdag se titel is Kom, en hierdie is 'n persoonlike uitnodiging aan jou liewe kyker by die huis, en ook aan my, dat ons na Jesus toe gaan kom. So kom ons kyk na die volgende gedeeltes in die Bybel, en let telkens op God se uitnodiging aan jou om na hom toe te kom. Nie môre of oormôre of volgende week of volgende jaar of jou verjaarsdag of nuwe jaar nie, maar vandag is die uitnodiging. So kom ons kyk daarso in Matteus hoofstuk 11 vers 28 tot 30, sê die Bybel vir ons, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. So wat is die rus wat Jesus hierso vir ons wil gee? Dit is 'n rus in hierdie bekleierery met sonde. Dit is 'n rus van die las van sonde. Jesus kan vir jou en vir my vrymaak van die slawerny van sonde. En dit is die ware, die regte, die grootste, die mooiste rus wat ons ooit kan kry. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my. En dan sê dit hierso vir ons, want my juk is sag en my las is lig. So hoekom is dit dat so baie mense dink dat die Christelike lewe is dan so moeilik? Want dit is nie Jesus se juk, dit is nie Jesus se las wat hulle op hulle neem nie. Die probleem is dat hulle lees in die Bybel, hulle lees in die gees van profesie wat die Here van hulle verwag, en dan probeer hulle uit hulle self deur hulle eie menslike pogings en krag om daardie woorde waar te maak in hulle lewe. In plaas daarvan, wanneer ons dit lees in die Bybel en die gees van profesie, moet ons besef dat ons het geen krag in onsself om die woorde waar te maak in ons lewe nie, en ons moet die menslike poging maak om maar die woorde te volg, maar ons moet staat maak op die woorde self. Die skepende krag van die Skepper is in sy woord, sodat daardie woorde kan waar wees in ons lewe. Die krag is in die belofte, die krag is in die woord, en dit is hoe die juk dan sag sal wees, die las sal lig wees, want dis heeltemal God se krag wat ons gehoorsame burgers van sy koninkryk gaan maak. Dan kyk ons na Jesaja, hoofstuk 55, vers 1 tot 3. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. So die Here nooi ons uit. Jy wat honger is, jy wat dors is, kom koop. Hoe gaan jy koop? Al is jy sonder geld, dis verniet, sonder prys, en hy gee vir ons die beste.
Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Wat beteken dit? Ons jaag die dinge van die wêreld na wat ons nooit gelukkig kan maak nie. Ons soek aandag op sosiale media, ons soek likes, ons soek comments, ons soek shares. Ons wil hê mense moet aandag vir ons gee, ons wil populêr wees, ons wil gewild wees en daardie dinge gaan ons nooit ooit tevrede maak nie. Dit gaan ons nie versadig maak nie. Dis net wat Jesus vir ons kan gee. Die rus van sonde, 'n lewe in gehoorsaamheid aan sy wil en sy gebooie, gaan vir ons ware vreugde en vreugde gee in ons lewe. Dan kyk ons na vers 3. Die Bybel sê vir ons, neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Julle siel sal lewe. Die Here wil nie hê ons moet sterf nie. Hy wil nie hê ons met pyn en hartseer in ons lewe hê nie. Hy nooi ons uit, hy nooi jou uit, liewe kyker by die huis vandag. Kom na Jesus toe sodat jy kan lewe, dat jy lewe in oorvloed kan hê, soos wat hy vir ons sê in Johannes hoofstuk 10 vers 10. Die Heilige Gees wil ons nader trek na Jesus toe. Die Meester nooi jou om tot hom te kom, om vandag en elke dag tot sy wederkoms in hom te bly. Wanneer mens hierop reageer en nader aan hom beweeg, wanneer jou hart ontvanklik en jou verstand oorgegewe is, sal jy innerlike vrede ervaar. Hoekom? Omdat jy die versekerheid het dat hy jou, hoe onwaardig jy ook al is, met die volëinding van hierdie wêreld uit die dood sal laat opstaan. Let Jesus se belofte op, ek sal hom na wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Jy, liewe kyker by die huis, dit maak nie saak hoe groot jou probleme is nie. Wat is dit? Is dit pornografie, egbreek, diefstal, leuns? Skinder jy oor ander mense? Kom met jou probleme na Jesus toe. Hy kan vir jou die geneesmiddel gee. Die dringendheid van die saak moet ons besef, naamlik dat ons saam met die Heilige Gees moet werk om ander tot 'n reddende verhouding met Jesus te roep. Ons eerste verantwoordelikheid is om Jesus te besit in ons lewens, sodat hy ons red van ons sonde, en ons tweede verantwoordelikheid is om hom dan aan ander mense te bied as iemand wat hulle kan red tot die uiterste as hulle na hom toe kom. In Openbaring hoofstuk 22 vers 17 sê die Bybel vir ons, en die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Die uitnodiging bied die Here ons vrylik. Dit is 'n genadegawe. In Johannes hoofstuk 6 vers 44, die ander vers wat hier saam gaan in donderdag, sê dit vir ons, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. So dis die Heilige Gees wat ons trek, dis die Gees van die Vader wat ons trek na hom toe. Uit onsself uit het ons geen goed nie, ons het niks goed wat ons kan doen nie, nie eens goeie begeertes nie, maar die Here kan in ons werk as ons net gewillig is en ons kan bid en ons sê, liewe Here, maak my gewillig om gewillig te wees. Ons lewe hier op die aarde kan heeltemal anders wees as Jesus binne in ons woon. Jesus se uitnodiging om tot hom te gaan word vergesel met die belofte dat dit wel so sal wees. Let op die slotwoorde van die Bybel. Ja, ek kom gou, amen. Ja, kom Here Jesus. So, hy wil hê ons moet na hom toe kom en dan sê hy ook dat hy kom gou. Nou, hoe gou gaan hy kom? Wel, in terme van ons lewe, of jy nou 60, 70 of 80 jaar oud is, dit is gou. Die aarde se geskiedenis is honderde duisende jare oud, maar vir jou gaan dit net 'n paar jaar wees, dan is jou lewe verby. So ons moet vandag die keuse maak, moenie uitstel nie, moenie wag tot volgende week, volgende jaar, volgende maand, of jou verjaarsdag of Kersfees of Nuwejaar nie. Vandag is die dag om na Jesus toe te kom. Nou kyk ons gewis in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar dan sal ons hom van aangesig tot aangesig sien. Moet dus nie moeg raak van wag nie. Hou die wederkomsbegeerte brandend, altyd voor jou oë, met geloof en vertroue in die liefde en goedheid van God. Ja, kom Here Jesus, kom gou. Daar is geen rede vir ons om moedeloos te word nie. Hoekom? Want al kom Jesus nie vandag nie, jou lewe saam met Jesus op hierdie aarde is baie beter as wat jou lewe sou wees sonder hom. So hy maak klaar jou lewe beter. 'n Klein hemeltjie kan klaar begin in jou huis saam met jou gesin. Die les sê dan vir ons, gaan nou op jou knieë, bid dat jy in jou geloof sal volhard. Bid ook vir die geloof wat jou in staat sal stel om 'n totale oorgawe te maak aan hom, wat sy lewe vir jou gegee het en wat boonop spoedig terugkeer om jou te kom haal. So, die Here gee vir ons die geloof en is ons verantwoordelikheid om daardie geloof te beoefen, om dit uit te oefen. En, liewe kyker by die huis, ek is so bly dat die skrywer van hierdie week se les, hierdie tema wat ons die hele kwartaal oor praat, hierso inlas op donderdag aan die einde, wat is nodig? 'n Totale oorgawe. Nie 80% nie 90% nie, maar 100%. Jy kan al vir 80 jaar in die kerkbanke sit, maar as jy nie 'n totale oorgawe aan Jesus gemaak nie, het jy nog nooit in jou lewe geproe wat dit regtig beteken om 'n Christen te wees nie. Vandag, na 80 jaar,
kan die eerste dag in jou lewe wees wat jy regtig weet wat dit beteken om 'n Christen te wees. Ek het vir jare gedink ek is 'n Christen en ek was nie, totdat ek 'n totale oorgawe gemaak het. En dit is nie altyd 'n konstante verhouding nie. As ek nie my oë gefestig maak op Jesus nie, dan val ek en dan is my lewe sleg en slegte dinge gebeur. Maar as ek opstaan en ek sit my hart en my lewe aan die voete van Jesus en ek maak 'n totale oorgawe, dan is dit die beste tye in my lewe en dit kan waar wees vir elkeen van ons. Nou Vrydag het baie mooi aanhalings hierso uit die Gees van Profesie wat ek van ons gaan lees, The Faith I Live By. So julle sal weet, hierdie is ook die boek wat ek besig is om na Afrikaans te vertaal en ons het elke dag die dagstukkies daarso op YouTube kanaal wat julle na kan luister. Die godsdienst van Christus ontvang ons alleenlik deur die woord van God as die brood van die lewe te eet. Daarsonder is toegang tot die Godstad verbode. As ons slegs aardse kos geëet en 'n smaak vir wêreldse dinge ontwikkel het, sal ons nie eendag gereed wees vir die hemel nie. Sal ons nie die skoon en verhewe atmosfeer wat oral oor in die hemel te vind is, kan waardeer nie. Die engelstemme en die harpsmusiek sal onbevredigend wees. Die wetenskap van die hemel bedryf word, sal ons verstande te bowe gaan. Na die geregtigheid van Christus moet ons eerder honger en dors. Deur die transformerende invloed van sy genade moet ons gevorm en herskep word, sodat ons geskik is om saam met die engele deel van die hemelse gemeenskap te wees. So hoe doen ons voorbereiding? Deur die woord van God as die brood van die lewe te eet. Dit is 'n tema wat ons oor en oor hierdie kwartaal in ons lesse gesien het. Woord van God, dit is ons tyd saam met Jesus spandeer. Die lewende woord en die geskrewe woord. Anderste is ons smaak heeltemal uit in terme van wat in die hemel aangaan en wat ons hier so in die aarde aanvaar, en ons dink dat die hemel is iets wat dit glad nie gaan wees nie, en die hemel gaan nie eers vir ons lekker wees nie, want ons is glad nie voorbereid vir die dinge wat daar is en regeer nie. Dan sal die nasies geen ander wet as die hemelse ken nie. Saam is ons dan 'n hemelse gesin, vereniging gelukkig, geklee in danksegging en lofprysing tot God. Oor daardie pragttoneel sing die sterre saam. Die seuns en dogters van God roep vreugdevol uit, terwyl God en Christus by mekaar aansluit en triomfantlik verklaar, sonde en die dood sal daar nie meer wees nie. O, wat 'n wonderlike dag. Die gewoonte wat ons behoort aan te kweek, is om in kontak met die hemel in aanraking met daardie wonderskone tuiste te kom. Praat oor daardie lewe, 'n lewe wat so lank as God se lewensduur sal voortbestaan. Al hierdie dinge sal al jou beproewings en probleme verdwerg, totdat jy daarvan vergeet het. Laat ons verstande aan klank by God vind. So wanneer ons aan al hierdie dinge praat, wanneer ons hieraan dink, dan moedig dit ons aan om getrou te wees. Dit moedig ons aan wanneer ons deur moeilike tye in ons lewe gaan. Dat al hierdie dinge is die moeite werd. Selfs Jesus aan die kruis het gedink aan jou en my, en dit het hom deurgedra, want hy het geweet wat wag aan die einde. 'n Geleentheid vir almal van ons om in sy koninkryk te wees. Nou ons het 3 besprekingsvrae daarso op Vrydag. Die eerste een vra vir ons om eerste geskrifte, Early Writings, bladsy 14 tot 20 te lees. Ek sal probeer vir ons om 'n link daarso te sit in die beskrywing onder hierdie video op YouTube, sodat julle dit kan lees. So ek gaan nou nie daai hele stuk daarso vir ons lees nie, dit gaan te veel van ons tyd neem. Maar nadat ek dit gelees het, watter gedeelte is vir my die treffendste? Toe sy na die troon van God gekyk het, toe sien sy hoe die rivier van die lewe uit die troon van God uitkom, en aan die boom van die lewe is gewortel aan al twee kante van hierdie rivier. En die boom is hierdie deurskynende goud tipe boom, en dan het hy die vrugte aan hierdie boom wat so 'n meng van goud of silwer is, so jy dink dat die vrug van die lewe van hierdie boom kry die lewe van die boom kry die lewe van die rivier, en die rivier kry dit van die troon van God. So selfs die vrug van die lewe wat aan hierdie boom hang, kry die krag van God. Sy sê ook hoe sy mense daar so in die hemel gesien het en hoe hulle van gevra het oor probleme wat hulle hier op aarde deurgegaan het, en sy sê die hemel was so wonderbaarlik geweest en alles was so mooi geweest dat hulle kon nie eers eintlik wou praat of wou dink aan wat op die aarde aangegaan het en die aardse probleme nie, want jy kan dit net nie vergelyk nie. Dit beteken net niks in terme van die ewigheid nie. Watter aspekte van hierdie kwartaal se lesse wil jy die graagste onthou, sodat jou bande met God versterk kan bly, totdat jy op daardie blye dag vir Jesus van aangesig tot aangesig sien? Vir my is dit, wanneer ek na Jesus kyk, gaan dit my wys waar ek tekort kom in my lewe. So hoe gaan ek na Jesus kyk? Die enigste plek wat ek na Jesus kan kyk, is in die Bybel en in die Gees van Profesie. Dit gaan vir my uitwys in my lewe wat nie reg is nie, en ek gaan besef dat ek het geen krag in my lewe om te doen wat reg is nie, maar ek gaan gewillig wees om te lewe volgens sy woorde in die Bybel en in die Gees van Profesie, en ek gaan glo dat Jesus het die krag in die woord geplaas as die skepper met skepende krag in sy woord, sodat daardie woord gaan waar wees in my lewe, sodat hy my 'n gehoorsame burger van die hemel kan maak.
Dit is die goeie nuus. Dit is hoe ek kan groei in my verhouding met Jesus, deur elke dag tyd te spandeer in die Bybel en in die gees van profesie, sodat ek na Jesus kan kyk, sodat ek 'n duidelike prentjie van sy karakter kan hê. In plaas daarvan om te sê, ek kyk na Jesus of ek dink aan Jesus en heeltemal die Bybel en die gees van profesie te ignoreer, wil ek daardie dinge saambring. Die Bybel en Jesus, die Bybel en die gees van profesie en Jesus, en ek wil dit bestudeer en 'n begeerte in my hart om daardie dinge te volg en glo dat Jesus alleen kan vir my die krag gee om gehoorsaam te wees. Die boodskap oor die hemel bring hoop. Wie ken jy wat dringend daardie goeie nuus moet hoor? Verbind jou daartoe om daardie persoon so gou as moontlik daarvan te vertel. Onthou net, die wederkomshoop kan met mens slegs met iemand deel as jy dit self ook koester. Wel, jy kan die wederkomshoop met ander mense deel, al koester jy dit nie. Jy kan waarheid vir ander mense vertel, al aanvaar jy nie self die waarheid nie. Maar ek dink wat die les hierso vir ons probeer sê is, dat as ons nie dit deel maak van ons eie lewe nie, dan gaan ons nie gretig wees om dit met ander mense te deel nie. As ons dit nie deel van ons eie ervaring maak nie, gaan dit minder krag dra wanneer ons dit aan ander mense wil oordra. Nou die vraag spesifiek hierso is, wie ken jy wat dringend daardie goeie nuus moet hoor? Nou ek is natuurlik 'n sendeling in 'n verre land en ons miljoene mense wat rondom my bly wat glad nie van Jesus ken nie en elke dag probeer ek om soveel mense as moontlik te bereik met die waarheid, maar ek gaan eerlik wees met almal van julle. Dis nie die ou daar op die straat of die ou daar aan die ander kant van die wêreld wat die boodskap moet hoor nie. My eerste prioriteit en my eerste fokus is in my huis. Ek het 4 kleinkinders en my eerste prioriteit in my lewe is om seker te maak dat my 4 kleinkinders ken vir Jesus, ken die waarheid en sodat hulle in 'n reddende verhouding met Jesus kan wees. Hulle moet die hoop hoor van die tweede koms van Jesus elke dag. Hulle is nog baie klein en ek moet probeer om dinge vir hulle eenvoudig te kan verduidelik sodat hulle dit kan verstaan, maar wat gaan dit my help as ek eendag in God se koninkryk instap en ek vertel vir mense dat ek het rondgevlieg en rondgegaan tot op die uiterste van die wêreld om vir mense te gaan vertel van Jesus, maar my eie mense in my eie huis het nie eers die waarheid geken en geweet nie. So dit is my eerste prioriteit. So moenie die een afskep nie, jy moet gaan tot in die uiterste van die wêreld, maar jy moet ook praat met die mense in jou eie huis. So ter opsomming van les nommer 13, mag ons, terwyl ons oë op die hemel en ons heiland gevestig hou, ook die volgende doen. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus sal kom. Liewe kyker by die huis, dis een van die mooiste beloftes daarvan Filippense hoofstuk 1:6 in die hele Bybel. Wanneer jy val, dan voel jy mismoedig. Wanneer jy in sonde val, dan voel jy by jouself, hoe gaan ek ooit 'n gehoorsame burger van die hemel kan wees? Hou op om na jouself te kyk. Staan op, val aan die voete van die kruis, gee jou hele hart vir Jesus en onthou, hy het die werk begin en hy sal die werk in jou voltooi. Dis sy verantwoordelikheid. Jou verantwoordelikheid is om net om geloof in hom te hê. God het die eerste skuif gemaak sodat ons 'n verhouding met hom kan hê. Hy is ook die een wat die laaste skuif maak deur daardie boesemvriendskap te vermaak. Mag ons, na mate ons op daardie blye dag wag, toeneem in liefde en geloof, terwyl ons gemoedsrus uitsluitlik op die geregtigheid van Jesus berus, wat ons deur die geloof toegereken word. So liewe kyker by die huis, as jy alles gemis het waar ons hierdie week in les 13 gesels het, onthou, die Here berei 'n plek voor vir jou en vir my. Ja, dis waar, dat met Jesus in jou lewe nou, gaan jou lewe nou op hierdie aarde beter wees, en daar kan 'n klein hemel in jou huis wees nou. Maar die Here berei 'n plek voor, 'n koninkryk waar daar geen dood, geen trane, geen pyn is, geen sonde, geen versoeking meer sal wees nie. Sien jy nie uit na dit nie? 'n Lewe sonder enige versoeking, enige dood? En dis die Here se begeerte om jou en vir my daar te sien. So liewe kyker by die huis, laat ek en jy vandag die keuse maak. Nie môre, volgende week, volgende maand, jou verjaarsdag, nuwejaar of Kersfees nie, maar vandag die keuse maak om die Here te glo. Glo sy woorde. Glo dat sy woorde is waar. Want in sy woorde is die krag om sy woorde waar te maak. Dit kan waar wees in jou lewe en in my lewe. En dan gaan ons kragtige gebedslewe hê, wanneer daar nie 'n skeidsmuur van sonde tussen ons en hom is nie. Hy kan ons skoon was, hy het die werk begin, en hy sal dit ook voltooi. Kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons weet dat U vir ons 'n plek voorberei. U wil hê dat ons daar moet wees. U sê nie net vir ons wat reg is nie, maar U gee ook vir ons die krag sodat ons dit kan doen. Help ons om elke dag 'n totale oorgawe aan U te maak. Baie dankie dat U in al ons behoeftes voorsien, ons fisiese behoeftes en ons geestelike behoeftes, en ons vra liewe Here dat U sal doen wat ook al nodig is sodat ons oë gefestig op U sal wees. Dankie vir U liefde en U genade. Ek bid vir elke liewe kyker by die huis. U sien die kommentaar onder die video, U sien die gebedsversoeke. Liewe Heer, mag U wil in ons lewens geskied. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen.
Baie dankie liewe kyker by die huis dat julle ons ondersteun het en saam met ons geloop het hierdie 13 lesse van kwartaal nommer 2 vir 2026. Ek is baie opgewonde soos wat ons volgende week gaan begin met les nommer 1 van kwartaal 3 waarna ons gaan kyk na 1ste en 2de Korintiërs. So moet asseblief nie volgende week mis nie. Deel die les met soveel mense as wat julle kan en onthou asseblief om te subscribe om vir ons die like knoppie te druk. Sien julle volgende week vir les nommer 1, dan gesels ons bietjie les.